Die afkondigings van die kerkraad se kant af. Kollekte onder die diens vandag is vir barmhartigheid. Kollekte by die deure is vir die meditaatsversorging. 24 Februarie is Dinsdag, het ons huisnagmaal by oom Johannes Du Plessis in Vredenburg. As daar enigiemand is wat wil bywoon, kontak asseblief vir Lida. 28 Februarie is ons damesoggend en 20 tot 22 Maart is ons gemeente wegbreek. Ons vandag geen Bybelstudie nie, en ons ook geen katekisasie nie. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God. Ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Liefdes, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u elkeen wees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n loflied tot eer van die Here, Psalm 104. Psalm 104, waak op my siel en loof die Heer, my God, U is uitnemend seer, verhewe in die majesteit. U is bekleed met heerlikheid. In besonder sing ons op dan vers 17 en vers 21, vers 17, wat leef in water en op land, verwag al spyse uit U hand. Ontsluit U dit, al word verkook, hou U dit toe, al word verskrik. Ons staan, dan sing ons saam Psalm 104, en daarna bely ons geloof in die woorde van die geloofsbelijdenis van Sia. Ons sê in ons harte saam die geloofsbelijdenis van Sia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid, in die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. In sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister saam na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 119, ons sing saam vers 1, vers 7 en vers 9. Die gedagte van vers 7 en vers 9, dat ons lewe na die woord van die Here. Vers 7, help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Ook vers 9, ag hoe kleef ek aan die stof al, maak my lewend na u woord. U tog wie my sorg vertel het. Terwyl ons so bly sit, Psalm 119, vers 1, vers 7 en vers 9.
Kom ons bid saam. Almagtige God en ons hemelse Vader, Here, ons dankie dat U vir ons hierdie geleentheid gee om as U volk bymekaar te mag kom. Ons onder die geklank van die woord mag staan, dat ons mekaar mag ontmoet, maar bovenal dat ons mag weet dat U is ook hier. Ja, ons ontmoet ook vandag met U. Die Here die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, die een met wie alle lewe kom, die een in wie ons ook die lewe vind. Ons dankie Here dat U so lief gehad het, dat U enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En dat ons dit nou reeds mag hê, dat ons nou al reeds besitters mag wees in 'n lewe in alle ewigheid. En dat U vir ons 'n erfenis gee, onverganklik, wat nie verwelk nie, dat U vir ons 'n skat gee, wat in die hemel weggebêre word, waar mot en roes dit niks aan kan doen nie, waar dief nie kan inbreek en dit steel nie. Dankie Here dat ons ewige saligheid in Christus ewig veilig is vir ons. En tog beskerm dit ons nie, tog is die wete daarvan, vat dit nie weg van die seer en die hartseer wat ons hier beleef nie. Dat ons nog steeds moedeloos raak, uitgeput en uitgeteer. Dat ons nog steeds behoefte het aan liefde. Ons bid Here dat U ons dus vandag ook met hierdie feesmaal sal troos. Dat ons daarin weer opnuut herinner word aan die evangelie. Die kragtige belofte van die evangelie. Dat elkeen wat glo, dat elkeen wat buite hulself, dat elkeen wat nie in die wêreld of in die skepping nie, maar in Christus alleen sy heil kom vind, dat dit waarlik daar sal kry. Dat U ook vrede smee, dat U die skeidingsmuur, wat skeiding gebring het tussen ons en ander, maar bovenal tussen ons en U wegneem. Ons dankie Here vir die groot genade van die evangelie. Ons dankie vir die groot genade dat ons nou alreeds 'n ewige vaste lewe mag hê en dat ons eendag ook verlangend uit mag sien na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons bid Here dat U ons sal troos ons vandag in die woord, troos ons in die beloftes wat die nagmaal ook vir ons inhou. U is so met ons gemeente, waar daar die is wat swaar kry, siek is, eensaam, dat ons ook in liefde uit sal reik na hulle toe. Ons bid ook vir ons kerk en ons kerkgemeenskap en ons kerkverband, dat U ook verder vrede sal bring. Dat U ons oë weer sal rig op Christus, dat U ons nederig sal maak wanneer ons na U woord toe gaan, die waarheid daarin te soek. Ons bid Here, gee ons ook geopende ore en ontvanklike harte vir U woord. Sny ook met U woord. Ons bid dit in Christus Jesus, ons Here se naam. Amen. Ons lees vanmôre saam met die woord van die Here uit 1 Konings hoofstuk 17. Ek lees vir ons net 'n kort agtergrond uit hoofstuk 16 vanaf vers 29. Agab, seun van Omri, het koning van Israel geword in die 38ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. Agab, seun van Omri, het Israel 22 jaar uit Samaria geregeer. Dan 1 Konings hoofstuk 17. Elia die Tisbiet is 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan,
Daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê. Die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, gaan hier vandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in Kritspruit, ander kant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink, en ek het die kraaie beveel om vir jou te sorg. Hy het gedoen soos die Here aan hom opgedra het. Hy het daar in Kritspruit gaan bly, ander kant die Jordaan. Die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring, en hulle het vir hom saans brood en vleis gebring. En hy het water uit die spruit gedrink. Uiteindelik het die spruit opgedroog, omdat die land geen reën gekry het nie. Toe het die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, gaan na Sarfat toe by Sidon en gaan bly daar. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Hy gaan toe na Sarfat toe. En toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam. Toe sê sy, so seker as die Here jou God leef, ek het nie meer brood nie, net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar, en dan gaan ek vir my seentjie iets klaarmaak om te eet, en daarna moet ons maar doodgaan. Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie, gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here dit laat reën op die land. Sy gemaak toe soos Elia gevra het. Van toe af het hulle genoeg gehad om te eet. Hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. In die tyd het die vrou, die eienares van die huis se seentjie, siek geword. Hy het al hoe sieker geword, totdat hy die laaste asem uitgeblaas het. Toe sê sy vir Elia, kyk wat het u my aangedoen, man van God. Het u na my toe gekom om my sonde aan die lig te bring en my seentjie daarom te laat doodgaan? Hy sê toe vir haar, gee jou kind hier. En hy tel hom van haar skoot af op. Toe draai hy hom na die bokamer toe waar hy tuis gegaan het en lê hom op die bed neer. En bid tot die Here. Here my God, wil u nou oor hierdie weduwee by wie ek bly 'n ram bring deur haar kind te laat sterf? Toe gaan lê hy 3 maal bo oor die kind en smeek die Here, Here my God, laat die lewe tog terugkom in die kind. Die Here het Elia se gebed verhoor, die lewe het teruggekom, die kind het gelewe. Toe bring Elia die kind van die bokamer af onder toe en gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie leef. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek dat u 'n man van God is, en dat die woord wat die Here deur u sê, die waarheid is. Voordat ek vir ons die fokusverse weer lees, kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 71. Ons sing saam vers 1, vers 2, vers 12 en vers 13. Die belydenis op u alleen, my rotssteen bou ek, laat my dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. Ons sing ook saam vers 2, vers 12 en vers 13.
lees vir ons weer die fokusverse, vers 1 en vers 12. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê. Vers 12. Toe sê sy, so seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie, net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar, en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaarmaak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan. Geliefdes in ons Here Jesus, is nog vir niemand lekker om 'n fout te maak nie. Ons weet dat foute meestal negatiewe gevolge vir ons inhou. Een fout in jou besigheid en jy verloor of opbrengs of groei. Een fout in jou wiskundesom en die antwoord is verkeerd en jy moet die hele ding gaan deursoek om te kyk waar het jy die fout gemaak. Maar die positiewe kant kan ons altyd iets uit ons foute uit leer. Trouwens, 'n teken van wysheid is juis die vermoë om 'n fout te maak, maar ook uit jou fout uit te leer. Die skrywer van Konings het hierdie wysheid ter harte geneem. God se volk sit jare later in ballingskap, jare na al hierdie gebeure gebeur het. Hulle is weggeneem uit hulle land, hulle kry swaar, weg van hulle huise, dorpe, alles wat bekend is, en die ergste van al, hulle is weg van die tempel van die Here, weg uit Jerusalem uit, weg uit die beloofde land van die Here. Nou dink die volk, hoe het dit gebeur? Wat is die fout wat ons gemaak het, waar het dit verkeerd gegaan? Terwyl die volk in ballingskap sit, gebeur twee dinge. Die Here stuur profete, en hy oortuig hulle deur die profete van hulle sonde. En dit veroorsaak dat hulle tweedens na die geskiedenis hardloop. Hulle grou weer die boeke van die konings op. Hulle kyk weer in die kronieke van die konings van Israel en Juda, en hulle besef dat hulle baie foute gemaak het. En dan besluit hulle om 'n nuwe geskiedenisboek te skryf, die boek wat ons ken as Konings. En hierin vertel hulle nie net die geskiedenis akkuraat oor nie. Ja, wat ons vanmôre gelees het, is ook geskiedenis. Maar hulle sê ook duidelik wat die volk reg en verkeerd gedoen het. Hulle vertel die geskiedenis oor, sodat die mense wat dit hoor kan leer uit hulle foute. Wat is dan die les wat die volk moes leer uit 1 Konings 17? In die eerste plek is dit 'n les oor sonde en afgodsdiens. Die skrywer van Konings begin elke bespreking van 'n koning met 'n evaluasie oor die koning. Ons het gehoor dat Agab nou op die troon sit, en hoor wat sê die skrywer oor hom. Agab, die seun van Omri, het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Wat het hy tog gedoen? Nou eerstens, hy het dieselfde sonde gedoen as die eerste koning van die noordelike ryk. Met ander woorde, hy het die volk weggelei van die lewende God af en hulle dooie afgode laat dien. En sy tweede fout, as die eerste een nie erg genoeg was nie, is die tweede een nog erger. Hy het die huwelike misbruik. En die volke destyds het die huwelik gesien amper soos 'n ruilhandel. Jy trou met een van die konings van 'n ander koninkryk en dan steek jy jou hand op die kontrak. Jy kry dus handelvoordele, beskermingsvoordele, jy kry belastingsvoordele. En so het Agab getrou met die koning van Etbaal, die Sidoneërs. En soos omtrent al die volke wat noord van Israel was, het hulle ook Baal gedien as hulle hoofgod. Jezebel het vir Agab tot so 'n mate beïnvloed dat die koning van Israel self die Baals begin dien het. Hy het selfs 'n tempel en 'n altaar vir Baal opgerig in Samaria, die hoofstad. Die volke destyds het almal agter die Here aan, agter die koning aangegaan. Ja, die hele volk het dus vir Baal begin aanbid. En op hierdie manier, sê die skrywer, het Agab, die koning van Israel, die Here uitgetart, meer as al sy voorgangers. Wat is hierdie Baaldiens dat dit tog so erg is? Nou, maar die mense het tog in baie gode geglo, nie net een afgod nie, maar sommer 'n reeks van afgode,
Hoekom dan juist Baal? Want sy naam beteken Here of Meester. En in die verhale van die afgode was hy die een wat oorwinning gekry het oor die see monsters, oor die drake. Hy het sy ryk en sy heerskappy uitgebrei oor al hierdie ander afgode, gode wat minder is as hy. Hy was die Here van al die gode. En die mense daai tyd het geen onderskeid gemaak tussen afgode en die natuurverskynsels nie. En die afgode was nie net geassosieer met nie, maar hulle was ook verantwoordelik vir alles wat in die natuur gebeur. As die wind vaai, dan is dit hierdie God. As die son skyn of as die see onstuimig is, dan is dit hierdie een of daardie ene. Elke verskynsel was deur 'n God beïnvloed en die gode het ook alles in die wêreld beïnvloed. Baal was die stormgod, die een wat op die wolke ry. En hy het ook 3 vrouens gehad volgens die mitologie, donderweer, dou en stortreën. Die mense was afhanklik van die reën, net soos ons vandag afhanklik is, maar mense daardie tyd het baie die reën nodig gehad, veral vir hulle oeste, vir die weivelde. Daarom, as jy 'n gelukkige mense wil hê, as jy gelukkige boere wil hê, as jy wil eet en drink, dan moet Baal gelukkig wees, jy moet jy voor Baal buig. En dan kan dit reën en kan dit dou en dan kan ons eet en dan kan ons lewe en rykdom kry en handel. As Baal gelukkig is ons gelukkig. Maar Baal het ook 'n ander verhaal gehad. Ja, deel van hierdie verhale van die afgode is dit, dat in somertyd begin dit droog raak. Die reën val nie meer nie, die dou hou op kom. En wat dan van Baal? En so het die verhaal vertel, dat Baal afgegaan het, hy het die een God uitgedaag, die God van die dood, sy naam is Mot. En Baal het afgegaan om 'n fees saam met Mot te vier. Eintlik vreesbevange het Baal dan bang geword vir die dood. Trouwens later het die dood nie Baal uitgenooi na die feesmaal nie, maar Baal was die feesmaal en het hom ingesluk. Baal het dood gegaan. En dis hoekom het ophou reën in die somer. Dis hoekom daar nie meer dou is nie. Dis hoekom daar nie meer donderweer is in die somer nie. Baal is weg. Want dan sou die siklus weer herhaal, met die hulp van die ander afgode, so Baal weer uit die dood uitkom. Maar die volgende jaar sal hy weer afgaan na die dood. 'n siklus wat jaar na jaar herhaal het. Kom ons vat net kortliks saam. Agab word die koning van die noordelike ryk. En saam met hom kry hy 'n vrou Isebel wat die Baals dien. En so begin die hele volk die Baals dien. En hulle dien die een wat reën gee. En in die oë van die mense het Baal dus die Here verower. Hy het mos nou sy koninkryk uitgebrei ook oor Israel. God is verslaan, die Here lê weg. Dan leer ons van die profeet van die Here. Want uit die bloute, tussendeur al die geskiedenis van die konings, daag hy 'n man op. Ons weet nie eintlik veel van wie hy is, wat hy gedoen het nie. Hy daag net op die toneel. Maar in sy naam en in dit wat hy gedoen het, weet ons meer as wat nodig is. Sy naam is Elia. Dit beteken, my God is die Here. Van die eerste oomblik af is dit sy grootste lewensywer. Hy wil vir mense bewys dat die Here alleen God is, dat daar geen ander God is nie. Hy is die God wat leef en geen ander God bestaan. Daarom gaan Elia na die koning toe, vers 1, en hy sê vir hom, so seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal vir die volgende jaar geen dou, geen reën wees nie, behalwe as ek so sê. Met ander woorde, die Here leef, Baal is dood. Daar sal nie meer reën wees nie, want ons weet wat gebeur as die reën ophou, Baal is weg. Dis die Here wat reën en lewe vir die mense gee, nie Baal nie. Hy is die skepper van hemel en aarde, hy is in beheer van die natuur, hy versorg die mense, en die mense het hulle rug op die Here gedraai, en daarom is hy besig om hulle te straf, hy weerhou die reën. Ja, die Here se teenwoordigheid en oordeel is wat die reën weerhou, nie sy afwesigheid nie. Die Here is nie dood nie, hy is hier en hy straf. En dit bring ons dan by hierdie 3 tonele in hierdie hoofstuk. Elia kondig die droogte aan.
'n noodtoestand. Waar sal die mense kos kry? Waar gaan hulle water kry? Wie gaan vir hulle lewe gee? Maar vir Elia was dit nog erger, want in die volgende hoofstuk hoor ons dat Agab verspieders deur die hele land uitgestuur het om vir Elia te soek. Hulle wil hom doodmaak. Trouwens, ons hoor dat Isebel persoonlik die profete van die Here bymekaar gemaak het en hulle doodgemaak het. Letterlik staan daar, sy het hulle afgesny van die lewe. Kyk wat doen die Here dan. Die woord van die Here kom na Elia toe, beveel hom om na Kritspruit te vlug. Die spruit se naam is Krit, en dit beteken afgesny. Met ander woorde, net soos Isebel die profete van die Here afsny van die lewe, hulle doodmaak, stuur die Here vir Elia na Kritspruit toe, die spruit van afsnyding. Dit is asof die Here homself afsny van die lewendes en hom daar bewaar. Eintlik, dis asof die Here vir Elia na die dood toe stuur. En om dit verder te beklemtoon, sê die Here dat hy kraaie bevel gegee het om hom te versorg. En hoekom juist kraaie? Soos ons weet, as ons op die paaie ry, wat se voëls is dit wat aas op die dooie diere op die pad? Wat se voëls is dit wat deur baie kulture gesien word en geassosieer word met die dood? Natuurlik is dit kraaie. Is amper asof die Here met Baal spot. Hy bewys nie net dat hy die een is wat die reën gee nie. Hy bewys nie net dat hy die een is wat waarlik leef nie, maar hy bewys ook dat Baal afgaan na die dood. Nee, hy stuur vir Elia na die dood en versorg hom deur die dood. In die verhaal word daar deur die dood 'n feesmaal vir Baal aangebied. So gee die Here vir Elia 2 keer 'n dag kos, oggend en aand, 'n feesmaal deur die dood. Die Here is nie bang vir die dood nie. Ja, hy onderhou sy profeet binne in die dood. Na verloop van tyd breek die tweede toneel aan. Die spruit droog op, want daar is droogte in die land en weer eens staar Elia die dood in die gesig. En soos vroeër kom die woord van die Here na Elia toe. Hy sê vir hom, gaan na Sarfat wat by Sidon is. Dit is die hartjie van die Baaldiens. Dit is waar Isebel vandaan kom. As daar nou een plek is, in al die wêreld, as daar nou een plek is waar Baal sal lewe, is dit hier in Sarfat en Sidon. En boonop, as Elia daar aankom, is Baal nie te vind nie. Dat is nie net ook droog daar nie, daar is nie net ook hongersnood en 'n noodtoestand nie, maar die Here stuur hom na 'n weduwee toe. 'n Vrou wie se naam ons nie ken nie, maar wat geassosieer word met die dood van haar man. Van buite af lyk hierdie ongelooflik. Hoe kan die Here hom onderhou? En toe hy daar aankom, vra hy vir water. Ons weet, uit die opgrawings was daar diep onderaardse water, was putte wat heel jaar water kon hou, selfs in tye van droogte. So water is nie 'n probleem nie. Maar dan vra hy ook vir 'n stukkie brood. En hier duik die noodtoestand weer op. Weduwee sê, ek het nie meer brood nie. Trouwens, ek gaan die laaste bietjie gaar maak en dan moet ek en my seun maar doodgaan, wag vir die hongersnood. Maar Elia se naam beteken, my Here. My God is die Here. En soos die weduwee self sê, so seker as die Here, u God leef. En die Here, die God van Israel leef. Hy is nie soos Baal wat sidder vir die dood nie, en daarom sê hy vir die weduwee, nie bevrees wees nie. Hy vra haar dan om in geloof op te tree. As jy sê die Here, my God leef, gaan maak dan vir my 'n roosterkoek gaar, gaan maak vir jou en jou kind kos klaar, en vertrou, want so seker as die Here leef, die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, totdat die Here weer reën op die aarde gee. Net soos Elia sê, net soos die Here beloof, het dit ook gebeur. Die Here bewys sy mag oor Baal, nie 1 keer nie, maar 2 keer. Nie in Israel nie, maar in Baal se eie gebied, in sy eie huis as te ware. Hy voorsien vir 'n weduwee wat nie eers deel is van die verbondsvolk van die Here nie. Hy gee lewe waar daar net dood in die vooruitsigting was. En dan die derde toneel. Vir die derde keer is daar 'n noodtoestand. Eintlik nie 'n noodtoestand nie, 'n hopelose toestand. Want 'n mens kan nog 'n bietjie kos gaan leen, 'n mens kan nog op ander plekke wegkruip vir die koning.
Maar in die tyd wat Elia by die weduwee woon, het haar seun ernstig siek geword en gesterf. Maar hier is die einde van die lyn. Wat kan daar teen die dood gedoen word? En die weduwee weet dat dit die teenwoordigheid en die oordeel van die Here is dat hierdie dinge oor hulle kom. Sy weet dat die Here elke kwaadoener straf. Soos hy die volk Israel met droogte straf, so straf hy ook haar, dink sy. Maar die lewende God is daar teenwoordig. Elia is self geraak deur die dood van die seun, want anders as die vorige twee krisisse het die woord van die Here nie voor die tyd na hom toe gekom nie. En wat Elia dan doen, is hy gaan na die Here toe. 2 keer roep hy uit, Here my God, Here my God. Let op die herhaling van die woord lewe in vers 22 en 23. Die Here het Elia se gebed verhoor, die lewe het teruggekom, die kind het gelewe. En toe bring Elia die kind van die bokkamer af onder toe en gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie leef. Die Here, die God van Israel, leef. Die dood word ontwapen, Baal is vernietig, dood is vernietig in sy eie gebied. Liefdes, die boek van Konings is opgeteken sodat die volk wat in droewige omstandighede sit, die volk wat baie dood moes beleef het, vereensaming weg uit hulle land, moedeloos en hooploos. En hulle kyk terug oor die geskiedenis en hulle sien hierdie verhaal, hulle sien in die geskiedenis hoe die Here, die God van Israel leef. Wat leer hulle hierin? Eerstens, was geen nut daarin om na dooie afgode te gaan nie. Dat dit is die fout wat die konings en die volk gemaak het. Hulle het dooie afgode aangehang en daarom net soos hulle geword, dood en nutteloos. Hulle het nie 'n krag, was geen siel in die beelde nie. Tweedens, die volk mag ook weet dat Babel en die Babyloniërs se afgode het nie die Here verslaan nie. Net omdat die volk in ballingskap is, beteken nie dat die Here dood is nie. Trouwens, dit beteken dat die Here leef en aktief by sy volk is. Hy is besig om hulle te straf. Derdens, geskiedenis gee vir die volk moed. Hulle het niks om te vrees nie. Nie die Babyloniërs nie, nie die afgode nie, selfs nie die dood nie. Die Here versorg hulle. Hy het beloof om hulle te versorg. Nie net in Israel en in Jerusalem nie, maar ook in 'n vreemde land. Die Here is nie beperk tot die land nie, want in die verhaal van die weduwee werk hy tot in die buiteland. En vierdens, hulle grootste troos. Die Here is hulle God. Soos Elia se naam sê, my God is die Here. En deur sy woord en deur sy verbond het hy beloof dat hy die volk sal onderhou, dat hy hulle sal red in tye van nood. Dat hy waarlik lewe. Hy is die outeur van die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as hy sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. En met 2 maal kom die woord van die Here na Elia toe. Beide keer lyk die omstandighede ongelooflik. Hoe kan hulle tog oorleef in hierdie omstandighede? 3 tonele en elke toneel bewys dat die Here die Here alleen God is, dat hy voorsien en dat hy leef. Daarom word die woorde van die weduwee in vers 24 ook die volk se woorde. Nou is ek daarvan oortuig dat die woord van die Here betroubaar is. Geliefdes, 1 Korintiërs 15 vers 4 sê, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, om ook ons te leer. So ons kan ook uit hierdie geskiedenis uit leer. Maar daar is ook 'n tweede deel van 1 Korintiërs. Dis opgeteken sodat ons deur die standvastigheid, deur die bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Ons God is die Here. Ons aanbid die lewende God, die God wat die bron van alle lewe is. Ons hoop, ons standvastigheid, ons bemoediging lê juis hierin dat hierdie lewende God na ons toe gekom het. Johannes sê dat Christus die woord van die lewe is. En dat die ewige lewe wat by die Vader was aan ons geopenbaar is. Jesus is die lig en die lewe vir die mense. Hy is die opstanding en die lewe. Maar in hom is die grootste bewys dat ons die lewende God aanbid.
En soos Elia was hy ook afgesny van die land van die lewendes. Maar hy is opgewek in onsterflikheid. Hy het self die dood tegemoet gestap, die doderyk ingegaan, maar as oorwinnaar getriomfeer oor die dood. En in hom, in die woord van die lewe, kry ons ook die belofte van die evangelie. Elkeen wat glo, meer en ook self 'n oorwinnaar sal word van die dood. En tog, geliefdes, tog kan ons al hierdie dinge glo, tog kan ons al hierdie dinge weet, tog kan ons steeds moedeloos raak. En mag ons egter, elkeen wat uitgeput is, elkeen wat swaar kry, elkeen wat hopeloos is, mag ons weer in die heerlike beloftes van die evangelie getroos word. Die Here is ons God. Hy lewe waarlik en hy gee ook aan ons die lewe. En is nêrens anders so sigbaar, soos in die tekens van die brood en die wyn nie. Daarom, stel al jou hoop in die lewende God en in sy woord. Amen. Ons gaan nou oor na die bediening van die nagmaal. Ek lees vir ons die verkorte formulier van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En so dikwels as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Want die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking. Ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat ons sondes alleen op grond van die soensverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulself. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaards en gierigaards, om nie na die nagmaalstafel van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself soek, in Christus kry. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, gebrek aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons ook die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul.
Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, vir die tekens van brood en wyn, telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker, ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons die enige kruisoffer van ons Here Jesus as enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En hy het ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook in die lewendmakende gees vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdom laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal, wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers onsself voor God verootmoedig en hom aanroep deur saam te bid. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons deur die troostryke gebeurtenis van U Seun, ons Here Jesus Christus se dood mag gedenk. Ons bid U gee ons deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al hoe meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop kan word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, dat U ons kinders en erfgename maak. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ons sing saam lied 399. Ons sing vers 1 terwyl die tafel vir ons voorberei word. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Hiermee word u ook uitgenooi na die tafel van die Here, net 'n praktiese reëling
vir die wat in die banke bedien wil word. Ons gaan dit tydens die eerste tafel doen. En ek het 'n aanduiding kry wie nood het om in die banke bedien te word. Goed. Ons maak dan sommer van voor af begin ons volmaak. Jy kan kom aansit aan die tafel. Die brood wat ons breek, is ons deelname in die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging prys, is ons deelname aan die bloed van Christus. Neem, drink daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is, tot volkomme versoening van al ons sondes. Liefdes, ons sing nou saam Psalm 101, terwyl ons so aan tafel is, en dan kan ons daarna ruil. Psalm 107 vers 1. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit elend. Liefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldaden nie. Dat al jou ongeregtighede vergewe, dat jou krankhede genees, dat jou lewe verlos van die verderf, dat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En so hoog soos die hemel oor die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid, die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So Vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om die wat hom vrees. Hy self nie sy seun spaar nie, maar hom vir ons almal genadiglik oorgegee, en ons alles met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid dan, dit slot ons saam. Here, U is ons God. Ons God is U, Here. U is die lewende God. U is die ware God, uit wie, deur wie, tot wie alle dinge is. Dankie, Here, dat ons in die tekens van brood en wyn die ware lewe mag sien. Verkoop ons dan, Here, deur die tekens. Dat dit ook nie net tekens is nie, maar dat U waarlik ook hier teenwoordig is. U waarlik in die brood en ook met die wyn
deur die geloof dat ons in Christus is. En ons bid, Here, versterk ons geloof. U is die lewende God en U gee aan ons die ewige lewe. Niemand kan dit van ons wegneem. Ons bid dit, dankbare harte, en verkoopte siele in Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opname van ons gebede en dan sing ons saam. Ons sing ten slotte saam die 415, 4 en 5. Jesus leef in ons met ons. Ons staan ons sing saam op die 415 vers 1 en 2. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genade wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.